gemeente. Dis met Sondag 12 van die Heidelbergse Katekismus in ons leerprediking besig. Daar is immers 'n lied, kan ons die voorsanglied doen, wat ons net gaan saam sing, voordat ons gaan open met die fotum en die seëngroet. Gemeente, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en ons Here wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofpsalm tot ons Here se eer deur Psalm 126:1 vers 1 en 2 saam te sing. Geliefdes, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons 'n tweede maal die wonderlike geleentheid kan hê om sonder enige vervolging
onder die geklank van u heilige woord te kan wees, en dan ook in hierdie leerprediking kan ontdek wat ons in wese bely oor die vryheid wat ons in u het. En dit is ook ons gebed vanaand, dat ons wil vra, Here, dat u ons deur u woord sal onderrig, maar dat daardie onderrig wat ons sal ontvang, ook na ons harte sal beweeg. Here, dat ons dit nie net kan resiteer, of ons die Christelike geloof daarmee kan verdedig nie, maar dat ons dit ook deel van ons eie lewensbestaan hier op aarde kan maak. Dit, Here, vir ons alles in u wonderlike naam. Amen. Geliefdes, u kan die woord van die Here blaai na Lukas hoofstuk 4, en ons sal van verse 18 af saam lees. Verse 18. Ons gaan net 'n kort gedeelte lees, net om die wese van hierdie gedeelte aan te hoor, en dan sal hierdie gedeelte net soos die belydenis reg deur die boodskap onder 3 aspekte vir u oopgebreek word. Ons lees daar saam vanaf verse 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou gehoor het, vervul. Almal het hulle instemmig met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Genees, Heer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naam, die Sireër. Ons lees net hierdie gedeelte van ons Here se woord saam. Geliefdes, in Sondag 12, en ons kan nou baie in die detail van die grammatika waarin Sondag 12 geskryf is ingaan, maar uiteindelik vra Sondag 12 een uiters belangrike vraag aan elke een van ons. En dit vra, waarom het ons 'n gesalfde verlosser nodig? Waarom het ons 'n gesalfde verlosser nodig? Dit laat ons dink aan ons Here. Wat noem ons hom? Ons noem hom Jesus, maar ons stop nie daar nie. Ons noem hom Jesus Christus. Nou wanneer ons iemand se naam hoor, dink ons gewoonlik nie veel daaroor nie. Maria of Pieter, omdat dit maar gewoon die naam is waarby ons iemand ken en waarmee iemand homself identifiseer. Maar wanneer ons in die Bybel van Jesus Christus lees, gebeur daar iets heeltemal anders. Jesus is sy persoonlike naam. Christus is nie soos wat baie vandag glo, sy van, soos wat my van Botha is, of die van Labeskagh of Potgieter, of Michael. Nee, dit is die beskrywing van sy amptstitel. Dit is 'n naam wat beskryf wie hy is en waarvoor hy na hierdie aarde gekom het
en waarvoor hy deur die Vader vir ons gestuur is. Nou die woord Christus, Christos, is die Griekse vertaling van die Hebreëse woord Meshiach. Ons ken dit ook as Messias. Albei beteken een en dieselfde, naamlik die gesalfde. En dan dink ons 'n bietjie terug aan toe Andreas sy broer Simon gaan haal het hy nie gesê Simon of uitgeroep, Simon kom hier, kom kyk wat het gebeur, ons het 'n besondere rabbi gevind, nie? Nee, hy het uitgeroep in Johannes 1 vers 41, ons het die Messias gevind, ons het die Christus gevind. Dit was die grootste nuus wat Israel ooit kon hoor, want vir etlike duisende jare het hulle gewag vir die vervulling van hierdie profeseë om, soos hulle elkeen gehoop het, in hulle eie tyd te gebeur. Maar wat beteken dit? Dat Jezus die gesalfde is. Dis die wese van Sondag 12. Waarom was dit nodig dat hy gesalf moes word? In die Ou Testament is profete, priesters en konings op 'n baie besondere wyse gesalf. Hulle is met olie gesalf wanneer hulle deur God tot 'n spesifieke ampt afgesonder is. Min of meer dieselfde wat ons doen wanneer ons ouderlinge of diakens bevestig. Ons doen dit nou nie fisies met olie, nie, ons het 'n bevestigingsformulier waarop hulle moet antwoord. Nou, hierdie salwing in die Ou Testament was nie bloot net 'n pragtige seremonie waar 'n familie moet bymekaar kom om die hoogtepunt van hierdie amptsroeping te kom vier nie. Nee, dit was God se sigbare bevestiging dat hy hierdie persoon geroep het en toegerus het vir sy diens, vir sy amptswerk. Niemand kon homself hierdie ampt toeëien nie. Niemand kon na die hoëpriester toe gaan en sê, ek voel geroepe tot die ampt, sal jy my daarin bevestig nie. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. God moes roep en God moes toerus. Baie dieselfde as wat God vandag werk. Deur 'n kerkraad, deur wie die Here Jesus regeer, roep hy mense tot die besondere ampte. Hy gee vir ons die kwalifikasies waaraan iemand moet voldoen om in hierdie besondere ampte te dien. En hierdie uitwendige roeping gaan dan uit tot die persoon en dan bevestig die Here dit inwendig in die hart van die een wat geroep word. So en op dieselfde wyse is Aaron as priester gesalf, Dawid as koning gesalf en Elisa as profeet vir die Here afgesonder. Toe die Here Jesus egter sy openbare bediening begin het, is hy ook nie met olie gesalf, soos die Ou Testamentiese gebruik was nie. Nee, by sy doop. Toe Johannes die doper hom gedoop het die Gees van God op hom neergedaal, sê die Bybel, soos 'n duif. Hy sê nie die Gees was 'n duif wat op hom neergedaal het nie, soos 'n duif op hom neergedaal, en daar het 'n verklaring uit die hemel gekom, wat nie die volk nie, maar Johannes die doper wat hom moes openbaar het, gehoor het. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Dis kort daarna waar die Here Jesus Christus in die sinagoge van Nasaret staan, en hy lees uit Jesaja 61. En hy sê in Jesaja, in die sinagoge vanuit Jesaja 61, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. En dan volg hier die aangrypende woorde van die Here Jesus Christus, en 'n mens, wanneer jy dit lees, wil jy jou graag indink aan hoe die gehoor dit moes ontvang het, toe die Here Jesus dit vir hulle sê. Hy sê vir hulle vandag, is hierdie woord is nou Jesaja 61, vandag is hierdie woord in julle ore vervul.
Met daardie woorde verklaar die Here Jesus: Ek is die Christus. Ek is die gesalfde wat die Here deur eeue heen aan julle beloof het. En Jesaja 61 is vandag in julle teenwoordigheid in julle ore vervul. Maar gemeente, waarom is dit nodig? Waarom was dit nodig? Waarom het God nie bloot net die Here Jesus as 'n verlosser gestuur nie? Waarom moes hy ook en in besonder 'n gesalfde wees? Nou die Heidelbergse Katekismes, wanneer ons in Sondag 12 delf, gee vir ons wel 'n eenvoudige, tog wel 'n baie diep antwoord. Hy sê, omdat ons verlosser volkome toegerus moes wees om volkome te verlos. En nou moet ons nie hierin enige gebrek lees dat die Here Jesus Christus sonder die salwing, al was hy God, nie kon red nie. Dis nie wat die Heidelbergse Katekismes ons leer nie. Ons, aan die ander kant, is waar die gebrek lê. Ons het iemand nodig gehad wat vir ons God se waarheid kon openbaar. Ten eerste, ten tweede, ons sonde kon versoen en ten derde, ons ewig kon regeer. En 'n mens lees baie maklik oor hierdie in die belydenis. Ons regeer en bewaar. Regeer en bewaar. Daarom het die Vader sy Seun met die Heilige Gees gesalf tot ons hoogste profeet, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Daarom luister ons vanaand na die tema: God het sy Seun gesalf om volkome te verlos. Nou, broeders en susters, iets sekerlik al, veral die van u wat nou al jare in die gereformeerde kerk is, al honderde preke, dalk selfs al duisende preke gehoor oor hierdie Sondagafdeling. Ons gaan vanaand egter ietsie anders doen. Ons gaan nie soos wat die gewoonte is, die 3 ampte vat en hierdie 3 ampte verklaar en sê hoe elke een van hierdie ampte in Christus vervul is nie. Ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan aantoon waarom 'n sondaar, en ek, elke een van hierdie ampte in Christus nodig het, punt 1, en tweedens, waarom ons ook hierdie verskillende ampte in ons eie lewens moet uitlewe. En dit bring ons dan by die eerste punt, die eerste ampt waarin Christus voldoen, naamlik die ampt van profeet, en dan vra ons, waarom het ek Jesus as die profeet nodig? En dan kan ons antwoord, want ek is verlore in my denke. Dis waar ek verlore is. Wanneer die Here Jesus in die sinagoge van Nasaret opstaan en uit Jesaja 61 lees hy nie bloot 'n ou bekende Ou Testamentiese profesie nie. Hy lees sy eie goddelike roeping aan hierdie gehoor voor. En nadat hy die boekrol toegemaak het, sê hy die verstommendste woorde van alles: vandag is die skrif in julle ore vervul. En daarmee verklaar Jesus dat hy die lank verwagte gesalfde Messias van die Here is. Die Vader het hom met die Heilige Gees gesalf om die verlossingswerk te verrig, omdat geen mens dit self sou kon doen nie. Nou is die eerste taak waarvoor hy gesalf is, en dit sê hy, is om die evangelie aan die armes te verkondig. Nou, arm beteken om gebrek te hê. Met ander woorde, hy verkondig die blye boodskap van sy Vader aan hulle wat 'n gebrek daaraan het. Is nie toevallig dat die Here Jesus Christus daarmee begin nie. Hy begin nie deur wonders te doen of mense te genees nie. Hy begin deur te preek. Die eerste daad van die gesalfde is die verkondiging van die woord van God. Waarom?
Geliefdes, die rede is, omdat die mens se diepste nood nie in die eerste plek liggaamlik of ekonomiese gebrek is nie. Ons diepste nood is dat ons nie meer God ken nie. Dat God se beeld na die sondeval in ons skade gelei het in so mate, dat ons nie uit ons eie uit God kan opsoek nie. Met die sondeval het die mens nie net sy onskuld verloor nie, maar hy het iets groter en belangriker as dit verloor. Hy het ook sy ware kennis van God verloor. Ons verstand, ons denke, is deur die sonde verduister. Ons kan baie dinge van hierdie wêreld weet, ons kan slim wees, ons kan universiteite bou, ons kan tegnologie ontwikkel, ons kan self so ver gaan as om 'n man in die ruimte in te stuur. Maar uit onsself kan ons God nie ken nie. Ons weet nie wie hy werklik is nie. Ons weet nie hoe 'n sondaar met 'n heilige God versoen kan word nie. En daarom gaan die Heidelbergse Katekismes verder deur te sê dat die Here Jesus Christus ons hoogste profeet en leraar is. In hierdie gemeente het u 'n leraar, 'n herder van die kudde. Die verskil is, julle herder is ook 'n skaap, soos almal. Waarby Christus is hierdie herder, die volmaakte en God self, nie net ook 'n skaap nie. En wat doen hy? Hy doen iets wat geen prediker, geen leraar kan regkry nie. En dit is wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing volkome geopenbaar het. Broeders en susters, dominees kan oor die evangelie preek. Hulle kan die waarheid gesistematiseer, dogmaties, fyn en netjies uiteensit. Maar as dit nie deur die Here Jesus Christus se gees in die hart van die mens ingedra word nie, beteken dit wat die mens hoor absoluut niks. Die Katekismes gebruik die woordjie verborge. Nie omdat God in die Ou Testament nie wou spreek nie, maar omdat geen mens die waarheid self kon ontdek nie. Geen filosoof kon die evangelie uitdink nie, geen wetenskaplike kon dit ontdek deur die beste wiskundige formule nie, en geen sondaar kan sy eie pad na God uitwerk nie. En daarom moes God self hom kom openbaar. En daarom is 'n aanval op die geopenbaarde waarheid van God se woord 'n aanval op God self. Daarom moes God self spreek. En hy het. En dit leer die Here se woord ook vir ons by wyse van die Hebreërbrief, wanneer ons daar heel in die begin van die brief lees, nadat God baie maal en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En wat sê Johannes vir ons? Hy sê die woord het vlees geword en die woord het onder ons kom woon. En die woord, dis Christus, het die Vader aan ons kom openbaar. Dit is waarom Ursinus, die skrywer van die Heidelbergse Katekismes, dit duidelik maak dat al die Ou Testamentiese profete slegs gedeeltelike openbaring van God gegee het. Maar dat in Christus ons die volkome openbaring wat nodig is vir ons verlossing kom ontvang het. Hy as gesalfde staan dus bo enige profeet wat ooit hom vooraf gegaan het. Gemeente, dis waarom ons nie bloot net 'n leermeester nodig het nie. Ons het
die Seun van God self nodig. Ons probleem was nie die gebrek aan inligting nie. Ons probleem is die geestelike blindheid waarmee daardie inligting na ons toe kom. Ons sien dit, maar dit is dof. Ons kan dit nie lekker verstaan nie. Die Ou Testamentiese profesie was om soos deur 'n venster wat toegewasem is te kyk. Jy sien 'n beeld aan die ander kant, maar jy's nog nie heeltemal seker wat jy sien nie. En in Jesus word hierdie wasem van die ruit afgevee. Nou sien ek volkome. Tog is daar dinge wat die Here nie vir ons openbaar nie, maar wat U en my saligheid betref, is vir ons alles geopenbaar. En ons het die Seun van God nodig gehad om dit te doen. Ons probleem, en daarmee is ons gebore, is geestelike blindheid. En daarom kom Christus nie met nuwe kennis om dit by die bestaande kennis te voeg nie. Nee, hy kom as 'n lig vir die wêreld. Hy openbaar die Vader, hy openbaar U en my eie sonde in ons harte, hy openbaar die weg van verlossing, en deur dit alles openbaar hy homself as die liefdevolle lam van God, wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem, soos die prediking van Johannes die Doper ook in die eerste evangelie vir ons kom leer. Daarom is die eerste vraag wat elke mens homself moet afvra nie, wat dink ek van Jesus nie? En met alle respek, broeders en susters, wat u dink van Jesus is absoluut irrelevant. Absoluut. Die vraag is nie, wat dink ek van Jesus nie? Die vraag is, hoor ek, sien ek, doen ek die wil van Jesus? Want as hy die hoogste profeet is, dan is sy woord nie een mening onder baie verskillende opinies nie. Dit is die finale en die volkome woord van God. En let mooi op, nie woorde van God nie, woord van God. Die begrip woorde van God is wat die NG Kerk gebruik om God te laster, met hulle besluite oor homoseksualisme, die opstanding wat deesdae misken word en allerhande snaakse dinge wat ons hopelik nooit van sal hoor nie. Sê, maar dit is nie die woord van God nie, dit is mense se woorde oor God. Nee, daar's 'n verskil. Christus openbaar die woord van God. Hy is die woord van God. En ek wil vir u sê, ons kan maklik een kerk onder die loep sit, maar in Suid-Afrika is tans al 3 susterskerke besig om vrae te vra op God se woord, wat ek meen, my eie opinie, uiters gevaarlik is. Hoe meer die Here Jesus Christus, die Vader aan ons openbaar, hoe duideliker begin ons onsself sien. Hoor u dit? Hoe meer Christus, die Vader aan ons openbaar, hoe duideliker begin ons onsself sien. En waarom is dit indrukwekkend? Want dit gaan hier oor die heiligheid van God. Dit gaan hier oor dat ek nie net God se troonkamers kan binnestorm en weer uitstorm nie. Dit gaan hier oor dat God heilig is en dat u en ek glad nie heilig is nie. Ons kan nie by die Vader ingaan nie. Ons het Jesus nodig, wat homself ook openbaar as ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. U en ek kan nou in die teenwoordigheid van die Vader kom alleenlik geklee met die bloed van Jesus Christus. Dit is hoe ons by hom kan kom. Sy lig wys nie net vir ons wie God is nie. Sy lig ontbloot ook wie ek is. En wanneer 'n sondaar werklik sy eie hart leer ken, ontdek hy dat sy grootste probleem
nie onkunde is nie, maar dat sy grootste probleem sy skuld is. En die katekisante behoort dit te weet, ek gaan nie nou in diepte daarop nie. Ons het erfskuld, erfsonde en erfsmet. Hier ontdek ons eie skuld aan die sonde van Adam. Daarom was dit nie genoeg dat Christus net as profeet gekom het nie. Ons het hom ook nodig gehad as hoëpriester. As profeet verkondig hy. As hoëpriester doen hy iets. En dit bring ons by die tweede punt van ons boodskap. Christus, ons hoogste profeet. Met die lig van God sien ek wat? Ek sien ek is verlore. Nie onkundig nie, nie oningelig nie, verlore. Daarom het ek 'n profeet nodig. Wanneer die lig van Christus as profeet oor ons lewe begin skyn, ontdek ons iets ontstellend. Ons ontdek ons is skuldig. Dit is die een ding om iets van God te weet, naamlik wie hy is, maar dit is iets heeltemal anders om voor hom te staan. Juist daarom het God in die Ou Testament die priesterambt ingestel. Die priester was die man tussen die mens en God. Hy het die offers gebring, namens die volk. Hy het vir die volk ingetree, namens die volk. Hy het eenmaal per jaar op die Yom Kippur, die groot versoendag, het hy met die bloed van 'n offerdier in die allerheiligste ingegaan, nadat hy eers self vir homself 'n offer gegee het. Hy kon nie maar net daarin gaan nie. Die hele priesterdom het dus voortdurend dieselfde waarheid verkondig. Die feit dat daar priesters was, het hierdie waarheid verkondig. 'n Sondaar kan nie uit homself tot God nader nie. Maar al hierdie offers en die priesters was, soos wat Paulus dit leer in Kolossense, maar slegs skaduwees. Elke jaar moes die offers herhaal word. Elke priester het oud geword en uiteindelik gesterf. Elke offerdier het gewys dat daar nog op 'n volmaakte offer gewag word. Die Ou Testament het nie die sonde finaal weggeneem nie, maar dit het vooruitgewys na 'n Messias, 'n gesalfde wat eendag sal kom om uiteindelik 'n volkome offer te gee. Sodoende, eenmalig die volk van hulle sondes te verlos. Daarom bely u en ek in Sondag 12 dat Christus ons enigste hoëpriester is wat, en ek haal dit direk aan, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. Gemeente, let op hoe die katekismus twee waarhede saam voorhou aan ons. Eerstens het Christus geoffer. Ons weet wat het hy geoffer, nee. Hy het homself geoffer, maar tweedens tree hy steeds vir ons in. Sy offer is afgehandel. Sy voorbidding het nie gestaak nie. Ons Here se woord leer vir ons, dit duur vandag nog voort. Toe u in u diepste nood was dit nie u beste vriend of u eggenoot wat alleen vir u in gebed ingetree het nie. Dit was Jesus Christus wat by die Vader vir u ingetree het in u grootste nood. Vandag, gister, 'n week terug en raai wat? Môre, oormôre en volgende week. As jy ooit gewonder het of het jy iemand wat vir jou bid, dan sê ons Here se woord, Jesus. Hy bid vir jou. Hy tree vir jou in. Jy hoef nooit alleen te voel nie. Al vergeet jou geliefdes om vir jou in te tree. Hy vergeet nie.
Hy tree vir jou in en aan die kruis roep hy uit, dit is volbring. Wat is dit is wat volbring is? Daardie hele Ou Testamentiese beeld van die offers wat voortdurend gebring moes word, die priesters wat voortdurend moes sit as 'n werk, 'n betrekking om te bid vir die volk. Dit alles is in die Seun van God volbring. En dit het nie gestaak nie. Dit duur voort. Met hierdie woorde, dit is volbring, is die laaste offer ooit gebring. Besef jy dit? Daar hoef nooit weer 'n lam geslag te word vir offers nie. Ons kan hom slag vir 'n braai. Nie vir offers nie. Daar hoef nooit weer 'n priester met bloed in 'n aardse heiligdom in te gaan nie. Christus het homself geoffer en die Vader het gesê, dit is genoegsaam. Daarom sê die Hebreërbrief vir ons, dat hy, dit is Jesus, deur een offer vir altyd volmaak het, die wat geheilig word. Eenmaal vir altyd volmaak het. Een offer. Ons dank die Here dat sy werk nie opgehou het, nadat hy die dood uit opgestaan het en na die hemel opgevaar het nie. Nee, ons weet, hy leef, hy regeer aan die regterhand van die Vader, en hy tree vir ons in. Wat 'n geweldige troos is dit nie. Want hoeveel keer voel ons dat ons net gewoon te swak is. Ons gebede is swak, ons ywer is swak. En baie keer staan ons in 'n spieël en ons kyk daarin en ons is skaam. Wanneer ons onsself die eerlike vraag vra, hoe is jou verhouding met God? Almal van ons, broeders en susters. Hoe dikwels struikel ons nie, kort in dieselfde sonde nie. Hoe maklik raak ons nie moedeloos wanneer ons na ons eie lewens kyk nie. En die oomblik wanneer ons dink ons het oorwinning oor 'n sonde gehad, nie lank daarna nie, dan buig ons weer die knie daarvoor of ons soog weer daarin. Dan troos die evangelie ons. Nie met die gedagte dat ons harder moet probeer nie. Glad nie. Dit troos ons deur ons dit wat ons sien in die spieël te laat wegkyk en ons te laat kyk na Jesus Christus. Na ons ware hoëpriester, wat nie weer vir jou 'n offer hoef te bring nie, wat nie weer vir jou sondes gekruisig hoef te word nie, wat nie weer vir jou versoening moet bewerk nie, wat nie weer die dood moet oorwin deur op te staan uit die dood uit nie. Ons gesig draai weg van onsself na Christus en hy wys ons eenvoudig op die Vader se volmaakte offer vir jou en vir my, wat eenmalig gebring is. En daarom is ons aanvaarding by God nie gegrond op die wisselvalligheid van hoe ons voel nie. Want kom ons wees eerlik, ons voel nie elke dag baie Christelik nie. Baie van die dae voel ons eerder Christelik. Nie waar nie? Maar dit wys ons op Christus. Dis waarom die reformatie so sterk beklemtoon het dat die Here Jesus Christus die enigste hoëpriester is. Daar is geen ander middelaar nie. Geen mens kan selfs by die offer wat Christus gebring het ietsie klein byvoeg nie. Want dis ook nie nodig nie. Geen ander voorbidder kan doen wat hy reeds volkome gedoen het nie. Ons troos, broeders en susters, lê dus nie in onsself nie. Ons troos lê in 'n hoëpriester wat nooit ophou om ook vir die gereformeerde kerk goed babes in te tree nie. Dit is juist waarom die katekismus beklemtoon dat hy gedurig deur by die Vader vir ons intree. Broeders en susters, ek weet nie van u nie, maar ek meen dat dit vir ons 'n wonderlike troos is. Die een wat sy lewe vir jou gegee het, het jou
nie na Golgotha toe gestuur nie. En hy het jou nie by Golgotha aan jou eie lot oorgelaat nie. Hy het vir jou gesê, wag, ek stap hierdie pad namens jou. En hy het daai pad gestap van sy geboorte af. Regdeur tot by Golgotha. Tot waar hy gesê het, dit is volbring. Die hande wat eenmaal deurboor is vandag opgehef in voortdurende aanbidding vir jou. Daarom kan geen sonde groter wees as sy versoening en geen aanklag sterker wees as sy voorspraak nie. En as jy nou in die gedagtes dink, Dominee Chris, jy het ietsie vergeet, daar's 'n sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe kan word nie. 'n Kind van die Here kan nie 'n sonde teen die Heilige Gees doen nie. Dis nie moontlik nie. Broeders en susters, dit is wat Christus vir jou gedoen het, as Hoëpriester. Maar nou het ons gesien dat hy as profeet die blye boodskap verkondig het, dat hy dit as die enigste profeet deur die Gees in ons harte ingedra het, terwyl, onthou, ons het hom nie gesoek nie, dit sê hy van sy eie disippels ook. As priester het ons nou gesien dat hy die eenmalige versoening bewerk het en dat hy voortdurend nog steeds vir ons intree. En terwyl ons daagliks teen die sonde stry en teen ons eie sondige natuur en teen die aanslag van die bose, het ons nie net 'n profeet en 'n priester nodig nie. Ons het nog iets anders ook nodig. Dit is hoe swak u en ek in wese is, geliefdes. Wat het ons nog nodig? En dit bring ons by die derde amp van Christus as gesalfde. Ons het 'n koning nodig. 'n Koning wat nie net regeer nie, en hier mis ons baie keer die punt by ons derde punt. Ons lees vinnig deur die Heidelbergse Katekismus en ons sê baie vinnig vir iemand, in Christus, profeet, priester, koning. Wat doen 'n koning? 'n Koning regeer, maar weet jy wat doen hierdie koning? Hierdie koning regeer nie met sy sak as die belang waarmee hy regeer nie. Hy regeer met jou en my bewaring in sy belang. Dis hy wat sy volk beskerm en hulle veilig hou en lei tot die einde toe. En dit bring ons dan by ons derde punt. Ek is verlore in my magteloosheid. Daarom het ek 'n koning nodig. Selfs nadat Christus my oë geopen het en ek hom erken as profeet, hy my versoen het met die Vader en ek hom erken as hoëpriester, is my reis op hierdie aarde nog nie verby nie. Die Here neem ons nie die oomblik wanneer ons tot geloof kom uit hierdie lewe uit weg en plaas ons in 'n volmaakte wêreld met volmaakte menseverhoudings, met 'n plek waar ons geen sonde het en geen vrees en geen angs meer het nie. Hy los ons in hierdie wêreld. In hierdie wêreld waarvan hy vir ons sê sonde nog woed, in hierdie wêreld waarin hy vir ons leer dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeer. Hoe dikwels ervaar u en ek nie hierdie stryd op aarde nie. Ons weet wat reg is, maar ons sukkel om dit te doen. Ons haat die sonde, maar ons ontdek telkens weer en weer hoe swak ons in onsself is. En daarby lewe ons nog in 'n wêreld wat al hoe meer vyhandig raak teenoor Christus, wat al hoe meer vyhandig raak teenoor sy kerk. As ons aan onsself oorgelaat was, sou niemand tot die einde toe kon volhard nie.
Juist daarom was dit nodig dat die Vader sy seun nie net as profeet en priester gesalf het nie, maar ook as ewige koning gesalf het. Wanneer Jesus in Nasaret uit Jesaja uitlees, verkondig hy dus nie bloot net die goeie nuus nie, hy kondig die koms van God se koninkryk aan. Die gevangenes word vrygelaat, sê hy, die onderdruktes ontvang vryheid, die aangename jaar, die jubeljaar, die aangename jaar van die Here het aangebreek. Dit is tog die taal van 'n koning wat sy heerskappy vestig. En hoe dikwels hoor ons nie dat mense dink dat die koningsheerskappy van Christus gaan eers eendag wees nadat hy teruggekom het. Met sy tweede koms. Dis nie waar nie, broeders en susters, dis gewoon onskriftuurlik. Want toe die Here Jesus Christus in die woestyn aangestap kom en Johannes die Doper sien hom, toe erken hy dat dit die lam van God is wat gekom het om die sondes weg te neem. En as jy net verder lees, dan sê hy aangaande die Here Jesus Christus, die koninkryk van God het by julle gekom. Dis nie iets wat nog gevestig moet word in die toekoms nie. Christus het dit kom vestig. En hy regeer nou in ons en deur ons in hierdie wêreld. Hierdie koninkryk van hom is nie gevestig met 'n politieke mag of met die swaard nie. Nee, dis gevestig en dit word in stand gehou deur sy woord en deur sy gees. Daarom bely die Heidelbergse Katekismus dat Christus ons ewige koning is met die volgende woorde: wat ons deur sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat hy vir ons verwerf het, beskut en bewaar. Hierdie lees ons baie keer mis, nê? Hierdie koning regeer nie net ons met sy woord en gees nie. Hy doen iets meer as dit. Hy doen meer as wat presidente en konings vandag doen. Hy bewaar ons. Hy beskut ons. Geliefde broeders en susters, watter troos lê nie in daardie twee laaste woordjies in die sin van ons belydenis nie. Beskut en bewaar. Wat is die een ding waaroor ons die meeste bekommerd is? En as ons eerlik is, gaan ons sê, daardie dag dat ek my laaste asem uitblaas, wel is ek 'n kind van die Here. En ek gaan voor hom verskyn. Weet, dit is ook daar. Wanneer jy voor hom gaan moet verskyn, en dan gaan slim praatjies en allerhande jakkels draadjies jou niks help. Is daar waar Jesus jou ook beskut en bewaar in die teenwoordigheid van hierdie almagtige Vader. Christus is nie 'n koning wat net op 'n afstand sit en bevele uitreik nie. Hy's 'n herderkoning. Hy ken sy skape. En weet wat sê hy van sy skape? Hy sê sy skape ken sy stem. En wat doen hulle met sy stem? Sy skape, nie die bokke nie, sy skape, wat uit sy kudde is, wat sy stem ken. Hy sê hulle volg my. Dis wat hulle doen. En hy lei hulle na waters waar rus is. Hy lei hulle na groen weivelde. Hy bewaar en beskerm hulle met sy stok en met sy staf. Want hy is die goeie herder. Die ou skrywers wys juist daarop dat die konings van Israel met olie gesalf is as 'n teken dat God hulle geroep en toegerus het om sy volk te beskerm. Ongelukkig het die meeste van die ou konings van Israel dit nie gedoen nie. Vir hulle het dit gegaan, as dit by die beskerming kom, om eerder 'n verbond te sluit met die koning wat vir hulle kwaad is. Of om hulle self eerder te verryk. Al die aardse konings het uiteindelik tekort geskiet, selfs die goeies. Dink 'n bietjie daaraan, Saul het geval. Hierdie man wat kop en skouers bo almal uitgestaan het, so lafaard opgetree. En hy het eerder 'n kind in sy plek laat staan. Dawid,
Ons lees die wonderlikste psalms van Dawid. Maar wat doen Dawid as koning? Hy misbruik sy amp om moord te pleeg en hoerery te bedryf. Salomo, die wysste man wat ooit geleef het, wat gebeur met sy koninkryk? Sy koninkryk word verdeel in 'n noordelike ryk en 'n suidelike ryk. Selfs die beste van die konings kon nie die volk red en vir die volk wees wat Christus vir die volk is nie. Hulle was op die meeste slegs skaduwees wat vooruitgewys het na die ware koning. En toe kom Jesus, nie op 'n oorlogsperd nie, nie met 'n geweldige leer nie. Hoe kom hy? Nederig, in 'n stal, in 'n krib. Nie in 'n koningshuis of paleis nie, nederig. En tog is hy die koning, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is, deur die Vader. Hoekom is dit belangrik? Geliefdes, deur dit te weet, hoef die kerk nooit te vrees dat Christus ooit sy troon sal verloor nie. Selfs nie die doderyk kan dit wat Christus gevestig het vernietig nie. Regerings kom en gaan, ryke staan op en hulle val weer, ideologie verander, selfs sentiment verander. Maar die troon van Christus, die staan vas. Sy koninkryk is nie onderhewig aan die volgende jaar se nuwe verkiesing nie, of 'n revolusie wat opstaan nie. Dis 'n ewige koninkryk wat gegrond is in die ewige raadsplan van God. Omdat Christus die gesalfde koning is, kan die gelowige seker wees dat hy nie meer onder die heerskappy van duisternis hoef te leef nie, maar nou alreeds deel het aan die koninkryk van Christus. Hy is, nie word nie, hy is uit die mag van die Satan verlos en onder die sorg van sy hemelse herder gebring. Daarom is een my veiligheid nie geleë in ons eie krag nie, dankie tog daarvoor nie, maar dit is geleë in die verbondstrou van die koning. Gemeente, dit is presies wat ons elke dag nodig het om te weet. Ons dink dikwels dat ons grootste behoefte, wanneer dit by ons geestelike lewe is, dat ons meer krag het. Meer krag om dinge te kan weerstaan. Die evangelie sê, ons behoefte het ons reeds ontvang, en dis die sterkste koning, wat ons help om versoekings te weerstaan. Ons het in hom 'n koning wat deur sy gees in ons harte werk, 'n koning wat sy kerk deur die eeue bewaar het, en 'n koning wat beloof het, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Daarom sit u en ek hier, en ons weet dit, ons sekerheid van ons saligheid rus nie op die sterkte van ons geloof nie. Dit rus op die sterkte van die afgehandelde werk van ons koning. Hy het ons nie net verlos nie, maar hy bewaar ons ook elke dag. En hy sal sy kerk veilig deur al die storms van die wêreld lei, totdat elke een van sy kinders uiteindelik voor hom sal verskyn. En dit bring 'n wonderlike vraag waarmee die Heidelbergse Katekismus onmiddellik na vraag en antwoord 31 afsluit. Waarom word jy Christen genoem? Het ons al mooi daaraan gedink? Waarom word jy Christen genoem? Die antwoord daar, omdat ek deur die geloof aan Christus behoort. Geliefdes, want die doel van Christus se salwing was nie bloot dat ons sy 3 ampte hier van die kantlyn af sal bewonder en sê wow nie. Die doel was dat ons deur geloof aan hom verbind sou word en hoor mooi, in die
troos en vrug van sy salwing sal deel. Ek sluit af. Die Heidelbergse Katekisme is 'n wonderlike leermeester. Nadat dit vir ons verduidelik het waarom Jesus Christus die gesalfde genoem word, laat dit ons nie bloot met 'n stuk dogmatiese kennis huis toe gaan nie. Dit stel onmiddellik die vraag, prakties, eenvoudig. Elkeen van ons moet dit in ons harte antwoord. Waarom word jy 'n Christen genoem? Met ander woorde, kom ons stel die vraag anders. Wat beteken die salwing van Christus vir jou en vir my? Die antwoord is verstommend, eenvoudig en diep. Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, daarom het ek deel aan sy salwing. Gemeente, dink daaraan. Die Here het ons nie gered om toeskouers te wees van sy werk nie. Hy het ons met hom verenig. Alles wat hy as die gesalfde verlosser is, word deur die geloof ook die bron van jou en my nuwe lewe in hom. Daarom dat Johannes die volk roep tot bekering, omdat die koninkryk van God naby hulle gekom het. Nie dat ons self profete, priesters en konings word in dieselfde mate as wat hy is nie, want hy alleen bly die volmaakte en unieke gesalfde van God, maar omdat ons deur sy gees deel aan die vrug van sy salwing en geroep word om in ons lewe iets daarvan te weerspieël. Daarom bely die katekismes dat ek en u sy naam met vrymoedigheid mag bely. Dis my profetiese roeping. In die wêreld waar waarheid voortdurend verdraai of verdag gemaak word, hoef ek nie my eie waarheid op te dis of uit te dink nie. Ek mag met nederigheid, maar ook met vrymoedigheid bely dat Christus die enigste weg en waarheid en lewe is. En dat hy die wil van die Vader volkome vir my openbaar. Verder mag ek myself as 'n lewende dankoffer aan God wy, ook met vrymoedigheid, want dit is my priesterlike roeping. Ek bring nie meer offers om vir my sonde te betaal nie, nee. Christus het die enigste volmaakte offer reeds gebring. Wat bring ek? Wat bring ek? Paulus verduidelik dit so mooi in Romeine hoofstuk 12. Ek bring nou my hele lewe as 'n offer van dankbaarheid aan hom. En dit sluit in my werk, my besigheid, my boerdery, my gesin, my gawes, my tyd, my gehoorsaamheid, al hierdie dinge is my antwoord op sy volmaakte genade. En uiteindelik mag ek met 'n vrye gewete teen die duiwel en teen sonde stry. Dit is my koninklike roeping. Ek hoef nie vir die uitslag van die stryd te vrees nie. Want Christus regeer reeds en hy regeer deur ons in hierdie wêreld. Die dag kom wanneer sy belofte volkome vervul word en ek saam met hom oor alle dinge regeer. Gemeente, u het dalk vanaand hier ingestap met die gedagte dat Christus is bloot maar net deel van die naam van Jesus. Mag u vanaand huis toe gaan met 'n veel dieper verwondering in die hart. Hy is gesalfde. Die Vader het hom met die Heilige Gees gesalf, omdat ons 'n volkome verlossing nodig gehad het. Toe ons in die geestelike duisternis was, het hy as ons profeet gekom en die Vader se wil aan ons bekend gemaak. Toe ons hierdie bekendmaking van die Vader se wil kry en ons besef, maar ons kan nie, en ons staan skuldig voor God, het hy as hoëpriester onsself geoffer, toe ons magteloos teen die sonde van hierdie wêreld stry. Het hy as ons ewige koning gekom, om ons te regeer, te beskerm en te bewaar. Moet asseblief nie op u eie verstand, u eie vermoë, u eie geregtigheid en u eie krag vertrou nie. U
U gaan gruwelik val. Vertrou op hom. Hou die oog op hom. Ons rus is in Christus, die gesalfde. In hom wat alles geword het wat ons nodig gehad het, sodat ons alles kan wees waarvoor hy ons roep. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike leerboek wat ons het. Ja, ons katekismus is nie bo u woord verhef nie, selfs ook nie gelyk aan u woord nie, maar dit help ons om te verstaan wat u vir ons leer en wat u openbaar oor u self en oor u seun en oor ons verlossing, oor ons verlorendheid en oor ons dankbaarheid vir ons verlossing. Mag ons Here al meer en meer gelykvormig word aan die beeld van u gesalfde seun, Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ons sluit af met Psalm 21, vers 1, 4 en verse 5. Die Here seën u en die Here behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en die Here sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en die Here gee aan u vrede. Amen.